Goeiemôre. Ek is gewoond om met kinders te praat, nie met groot mense nie. So, kyk. Toe Sampie laasweek vra ek moet die woord voorberei. Toe raak ek besig, ek hou van skryf. Die wat my ken weet, my kind sê ek stuur nie 'n WhatsApp nie, ek stuur 'n opstel. Want dis wat ek doen. En so dog ek, Dinsdag sê hy niks. Woensdag sê hy regtig niks, so hy het lekker vergeet. So ek gaan dit nie doen nie. So daar skeer ek die papiere op, al die baie papiere is in die asblik, want ek gaan dit nie doen nie, want hy het nog weer iets gesê nie, so dit is nou so. En toe gisteraand, toe sê hy, is jy nog reg vir môre? Sjoe, okay, toe begin ek weer skryf, ons was Durban toe vir wetsganaal teruggekom en weer gesit en skryf. En toe vanoggend 3:00 toe ek wakker word, toe hoor ek baie duidelik, maar los nie die papiere, praat net van jou hart. Amen. So wat ek eintlik net vir julle wil sê is, wat ek wil sê kom van hier af. Het staan nie in die Bybel nie. Dit is soos wat dit is. So, moet nie maar agterna oordeel dat dit iewers in die woord verkeerd is nie, want dit staan nie hier nie, dit staan hier. Ons weet almal die nagmaal waaroor dit gaan, ons weet ons moet dit herdenk. So die Bybel is hier, maar julle ken dit, ek wil nie daaroor praat nie. Vir my, ek dink ook maar altyd in prentjies hoe ek goed eenvoudig kan maak. So vir my, as ek dink aan brood en wyn of iets brood wat ek kou, is goeders wat jy kan vassit, wat jy lekker is, partykeer nie. Goeders van die lewe wat nie so lekker gel nie. En dan is daar die wyn, die vloeistof wat die nie lekker laat afgaan nie. Okay, ons is okay. So dis hoe ek die nagmaal ervaar. So ek sê dis, onthou dis ek, dis nie die woord, dit staan nie daar nie. So, die koekie, die broodjie, Jesus se liggaam wat vir ons gebreek is, verteenwoordig vir my altyd, buiten die eina en die seer, ons kan dit omdraai, en ons moet, want ons kan dankbaar lewe. So brood, die bi en die dig gaan saam, die brood en die dankbaarheid. Want soos ons hierdie koekie kou van die lewe, met die dankbaarheid in ons, kan ons nie anders as om die Here te loof en te prys. Kan ons nie anders as om anytime, any place, anywhere, die brood te breek alleen. Daar waar ek sit, of daar waar ek in die kar is, of die poskantoor se ry staan waar dit nie beweeg nie, of enige plek. Met 'n dankbare hart kan mens enigiets oorkom. As jy vanoggend wakker geword het, moet jy hier sit met, yes, I made it, I actually survived the night. Ja, ek het nie 'n skaapbout nie, ooit nie, ek het bakbeens op toast. Ek het nie die royals wat hier om my tafel sit nie. Maar ek het my kind, wat stukkend geval het, met 'n stukkende harte, maatjie wat, maar hy is hier by mamma. Ek het my goedertjies, my mense, en onthou, julle is ons mense, ons is veronderstel om familie van mekaar te wees. So ons het, daai nie lekker koekie breek, ons moet dankbaarheid daarna kyk. Dis soos ek sê, dis net vir my, ek voel, ons moet dankbaar wees vir dit wat ons het. Vir gesondheid, ja, iemand het 'n hoesie, maar jy het nie longkanker nie. Soos ek sê met die kos, ek het nie 'n skaapbout nie, maar weet julle wat, iewers is 'n ebbe wat van 'n vriendin se boom afgeval het, maar ek het actually iets om op my brood te sit. So, vir my is dankbaarheid speel 'n baie groot rol. Ek kan nie genoeg vir die Here dankie sê, vir almal, soos ek julle in die oë kyk, kan ek aan elke een 'n attribute gee wat jou gemaak het. Ek sê, ek kan nie aan die tafel sit met king and queens nie, maar Elsa is vir my die verteenwoordiging van the queen. Sy het net hierdie grace around her. So kan ek vir elkeen van julle iets sê, wat kosbaar is vir my. Ander ou sien dit dalk nie raak nie, maar vir my, dis wat spesiaal is. En dan, soos ek sê, dankbaarheid, koekie, ons gaan nou die lewe anders sien, soos wat hy gebreek is, gaan ons hom anders ervaar. En dan as ons kom by die wyn, die vloeistof, party, soos ek sê, party koekies is nie lekker nie, hy sit maar 'n bietjie hier in die keel, ons kort daai ding om hom net af te sluk. What better word than grace? Op die einde van die dag het die Here vir my en vir jou genade gegee. Nie omdat ons oulik is nie, omdat hy ons gemaak het. Die Here het genade met my. Net so het hy met Marie genade. Hy weet ek en sy gaan nog 20 keer ons stone staan. Hy weet ons gaan nog 100 keer hieroor nie lekker wees nie. En ons mond nog wil uitspoel ook. But that's fine. Ek dink op hierdie
vroue maand nog te meer aan al die girls. Jy is genoeg. Jy is fyn net soos wat jy is. Hare wat skeef staan, oogwimpers wat uitval, maak nie saak nie. Die Here is lief vir jou net soos wat jy is. En wat 'n beter manier sluk, I'm fine. I'm okay, Lord, I'm going to make this. Ons het dit al klaar gemaak, ons sien mos net nie altyd die eindstreep nie. Ons sien mos net hier. Maar onthou, as dit taf raak en die koekie sit hier in jou keel, onthou, die Here sien die eindproduk. Die Here sien vir Christel klaar met die kroon and everything that goes with it. Nie ek en jy wat, nee, ons sien nou hierdie en ons sien daar, dis nie die prentjie wat die Here sien. Die Here sien ons uiteindelik. Hy sien dit al. Terwyl hy ons geformeer het, het hy al geweet, Sharon gaan so lyk, sy gaan met hierdie wonderlike Christus trou. En al hierdie goed gaan gebeur. So hy het dit vervolmaak vir ons. En daarvoor kan ons net dankbaar wees. So as julle volgend, ek wil asseblief Marie, sal jy en Sharon asseblief vir ons kom uitdeel. Dan wil ek vra, dink mooi aan die koekie. Party koekies is groter, party van ons het 3-4 goed waaraan ons sukkel om te kou, en elke keer wat erkou dit, wees dankbaar. Ek het hierdie ding, Here, breek hom bietjie kleiner. Nee, party kan 'n klein koekie vat, party ouens het net een struggle. Party het een wat jy aan 2-3 keer moet kou. And that's fine. Nou, as jy die wyn drink, sappie drink, dankie Here vir die genade, vir my. Amen. Nie vir jou buurvrou of die buurman of jou man of jou kind nie, vir my. Want ek, Here, ek is spesiaal vir U. Want U het vir my gemaak, net soos wat ek is. En U aanvaar my, net soos wat ek is. So, as julle dit uitdeel asseblief, dan kan ons dit saam gebruik. Julle kan maar kies wie doen wat. Julle die brood kry. Dit mense soos ons hou van eet. Ja. Ek vat net saam met die broodjie, met die koekie. Here, dankie vir die liggaam. Dankie dat ons brood kan breek. Dankie Heer, dat ons met dankbare harte mekaar kan vergewe. Wat U vergewe ons. En dan Heer, met die wyn wil ek vir U dankie sê, Heer. Dankie dat U my gewete kom skoon was met U Gees. Dankie Heer vir hierdie reinigingsmaal wat van dankbaarheid en genade met U Gees 'n woning binne in my kom maak. En laat ons dit sal herdenk, soos die woord ons leer, totdat U kom. Amen.
Dankie, liewe Vader, dat U my vandag met 'n dankbare hart laat opstaan het. Ek dank U, Vader, vandag vir elke persoon wat ook in ons lewens belê, ongeag, Vader, dit wat hulle nie eens altyd weet en besef nie. Ek vra, Vader, dat U met ons almal genade sal hê totdat U kom. Amen. Halleluja en amen. Ek het die verkeerde roeping gekies. My vrou moet hier voor staan. As jy leraar mooi. Ek wil hom nie leer vir my. Baie dankie aan my vrou. Ek sou dit nie so mooi kon gedoen het nie. Dit wys jou net eenvoudig op vroue maand hoe wonderlike voorreg dit is om 'n vrou in jou lewe te kan hê. Een wat altyd 'n verskil kan maak. En ons wys nie altyd genoeg waardering vir ons vroue nie. En selfs julle wat enkel lopend is, ons is dankbaar vir julle. En ons prys die Here dat julle saam met ons hier kan wees en so die volmaakte span kan maak. Net jou teenwoordigheid maak jou deel van 'n volmaakte span. So mag jy nooit, as jy enkel lopend is, voel maar jy hoort nie. Jy sal altyd hier hoort, en soos Mariet gesê het, julle maak altyd 'n groot verskil in ons lewens. En net jou teenwoordigheid maak 'n verskil. En dis soos die woord ons leer in Romeine, dink dan Heders of ons nou die adres gee, wat hy sê, wanneer ek en jy by mekaar kom ons met die volle seën van Christus na jou toe. En daarom moet jy jouself nooit gering ag en sê, maar ek is nie waardig genoeg om hier te wees, of ek is alleen, ek voel alleen nie. Jou teenwoordigheid dra die volle seën van Christus. Amen. Dankie Bella, ek wou gehad het ons moet daai laaste lied gedoen het, maar ons gaan hom nou nie doen nie, so jy kan maar vir ons afsit daar. Ons kan, jy kan daar bly sit, en as ons klaar is met die diens, kan jy maar net vir ons speel, maar jy kan maar net vir ons die projektor afsit. Bella is in training agter die klavier, soos Tersa dit altyd doen. En sy help ons daar, baie dankie daarvoor. Ons gaan verder met die boodskap dan vanoggend Matteus 7. Matteus 7. En ek het goed gedink dat ons vanaf vers 1 lees, dat ons net 'n goeie konteks kan kry van die woord van die Here. Matteus 7 vanaf vers 1 af gaan ons lees, Matteus 7 vanaf vers 1. En onthou die tema waarmee ons begin het, was juist dit, min sal dit vind. Min sal die smaalweg vind, of die ingang vind. Ons gaan nou verder lees en kyk ons mooi wat sê hy vir ons. Matteus 7 vanaf vers 1 af. Moenie oordeel sodat jy nie geoordeel word. Onthou, kom net terug. Ons is nou besig met ons stap op die smaalweg of daar's 'n breë weg. En nou gaan ons die waarskuwings kry wat soos die breë weg lyk. En wat die Here ons wil hê en sê, let op, en so moet jy nie wees nie. Moenie oordeel nie, sodat jy nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee jy oordeel, sal jy geoordeel word. En met die maat waarmee jy meet, sal jy weer vir jy gemeet word. En baie keer is dit so dat ek en jy kyk na iemand en dan doen hierdie persoon nie wat ek sou gedoen het nie. En omdat ek hierdie persoon nie verstaan nie en hy my nie verstaan nie, dan oordeel ek hierdie persoon sonder dat ek dit eintlik wou doen. So beteken ek kyk na hierdie ou se weer hoe hy dit doen, dan sê ek, Jesus, ek kan nie dink dat hierdie ou so kan opruit. Ek kan nie dink dat hierdie persoon so kan wees nie. Maar die Here het ons 'n wonderlike skape gegee, geskape met 'n wonderlike eienskap, elkeen van ons hier.
En Muriel het net weer volgens vir my bewys dat ek onderskat haar. En dis 'n probleem. Ons onderskat mekaar baie keer in die huwelik. Ons raak gewoond aan mekaar. Onderskat mekaar se vermoë. Maar God het ons by mekaar gesit, juis om aan mekaar te skaaf, sodat die volmaakte wil van God kan geskied. En dis hoe wonderlik dit is wanneer ons so in 'n huwelik stap. So moet dit nooit onderskat nie, maar die woord van God sê, ons moet pas op om te oordeel. En ons doen dit op 'n daaglikse basis, want ek doen 'n ding, so ek stoot die besem op, aan die een trek die besem. Dan sê ons vir die persoon, maar hoe kan jy so wees? Stoot die besem, want dis hoe ek dit doen. Maar dis nie noodwendig verkeerd om die besem te trek nie. En dis waar die akkommodering kom, wanneer ons by mekaar kom, dat ons mekaar sal akkommodeer. En in die gemeente is dit altyd 'n probleem. Want daar's verskillende agtergronde wat by mekaar kom. Daar's verskillende waardesisteme wat by mekaar kom. En nou wil ons 'n ding verwesenlik deur die woord te gaan leef, soos wat ons dit leef, maar ons ontvang dit en ons prosesseer dit anders as die ander persoon. Nou wil ons die ander persoon intrek om te dink soos ek dink, maar hy kan nie, want hy is nie so geskape nie. As jy 'n rekenaar vat en jy plaas twee rekenaar by mekaar en ek het die rekenaar geprogrammeer, gaan hierdie rekenaar vir jou 'n meganiese agtergrond gee. Nikkie kom en hy programmeer 'n rekenaar en die rekenaar gaan dalk meer 'n elektriese of 'n instrumentele uitwerking hê om op die eindpunt van die antwoord te kom. Twee rekenaars. Albei funksioneer op 'n sekere manier wat hy geprogrammeer is om uit te gee. Nou God het in my en jou invest om in sy geheel prent van die heelal soos hy dit gemaak het, pas ek en jy in op 'n sekere plek. En net jy kan daai blokkie vervul. As jy kyk na 'n puzzle en jy vat 'n puzzle, elkeen het 'n verskillende vorm om die groter prentjie deelgenoot te kan maak. En daarom kan my puzzle wat God gesny het om te sê dis sampie, kan nie Muriel se plek vat nie. Muriel, soos hy geskaap is, kan nie my plek vat nie. Maar saam in God se plan bring ons die volmaakte uit. En is dit nie wonderlik God het gemaak en dis hoekom ons waarsku hierso rondom hierdie boodskap van die Hebreëpad en die Noupad. Want ons oordeel te maklik. Ons is te min genadig met mekaar. Dawid het uitpleit by die Here, hy sê, oordeel u liewer my, want die mense het nie genade nie. By God is daar genade. Kom ons lees verder. Dawid het nou gedeel het was verniet, onvoorbereid. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, jou eie oog is 'n balk, het jy 'n balk. Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broer uit te haal. En so is dit ook, dat wanneer ons in die huwelik staan, het ons soms die gedagte dat, omdat ek die man is, weet ek beter. Of is dit net ek so? Dis 'n man. Is dit 'n man? Ek is bly dan nie erken nie. Maar soms, en baie keer moet ons maar terugstaan, en die vrou ook 'n gedagte laat deel, en meer as 'n gedagte laat deel. Kyk, as ons op vakansie moet gaan, en ek het die eindpunt, kom ons sê, Timbuktu toe, Muriel beplan hom, van waar ons wegtrek, waar ons oorslaap, waar ons dit gaan nodig hê, wat ons dit gaan doen. As dit nou ek is, klim ons in die kar, ons ry, mocht getrof ons kom aan die ander kant uit.
En dit is hoe dit ook werk, dat God het 'n wonderlike plan met elkeen van ons. En jy mag dalk 'n balk in jou oog hê. En dit is baie maklik om die ander een se splinter raak te sien, want dan is die fokus nie op my nie. En ek plaas graag die fokus op die ander een en sê, maar, kom ek help jou reg, maar ek is nie bereid om na myself te kyk. Want ons praat van die breë weg en ons praat van die nou weg. En hier is 'n voorbereiding, die skrif gee dit vir ons, hy gee die konteks, en hy sê ek wil hê jy moet die konteks by mekaar bring. Ek wil jou net wys wie jy dalk is. En jy mag dink jy is so op reg en jy stap op die regte pad. Maar dalk is jy net verkeerd. Dalk is jy net verkeerd. Moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi jou parels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeer nie. Bid en vir julle sal gegee word, soek en vir julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, vir hom wat klop sal oopgemaak word. Of watter mens daar onder julle, ek lees net weer, of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun om 'n brood vra, aan hom 'n klip sal gee? En as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee? As julle wat sleg is dan weet om die goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader, wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. En hier kom een van die vereistes uit, om te bid. Buiten die wat ons nou al reeds genoem het. En selfs jou goeie gawe wat jy het, om seker te maak dat jy dit nie vir die varke gee nie. Beteken dit die saad wat jy het, die saad wat jy in die grond sit, die saad wat moet opkom, as jy dit in die varke gee, gaan daar niks van afkom nie. En daarom het ons altyd die onderskeidingsgees nodig, en soos Johan vanoggend ook gebid het, 'n leerbare gees. Om 'n leerbare gees en 'n onderskeidingsgees te hê en te sê, is dit wat ek nou doen, die saad wat ek in die grond sit, is dit goeie grond. En daarom moet ek en jy hierdie onderskeiding ook kan kry van die Heilige Gees en sê, maar dit wat ek het en wat ek kan gee, vir wie gee ek dit? Want dit kan maklik misbruik word. Alles wat julle dan wil hê, dat mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen, want dit is die wet van die profete. Ons praat van die breë pad, ons praat van die nou pad. Alles wat julle dan wil hê, dat mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen. Ons wil graag, almal van ons glo ek, uit ons harte uit, wil liefde ontvang, wil beskerming ontvang, wil bemoedig word. Maar hier word juist gevra dat ek en jy wegkyk van my en kyk na die een wat voor my staan. Sonder om te oordeel. Sonder om die splinter te soek. Sonder om te kyk waar die foute lê. Maar aan waardering te sien wat jy sien. En dis soos Miret sê, om julle hier te kan sien, ons waardeer dit. Dis 'n waardering dat julle hierdie gemeente ondersteun. En julle ondersteun op die einde van die dag vir my en Miret. Maar so ondersteun ons die werking van Christus, om ook die evangelie te kan uitdra. En deel van hierdie wat ek en jy nodig het om op die nou pad te stap, op die breë pad, is juis om hierdie onderskeiding te kan vind. En dit sê alles draai nie om my nie. Maar tog moet ek onderskei, om te sien waarna toe ek gaan met dit wat die Here vir my gee en voorsien. Gaan in deur die nou poort,
Want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur gaan. Want die poort is nou en die pad is smal, wat na die lewe lei, en daar is min wat dit sal vind. Daar is min wat dit sal vind. En dit staan vir my uit hierdie 2 verse. Hoekom staan hierdie spesifieke 2 verse rondom die voorgelese gedeelte en die nageleese gedeelte? Hoekom staan dit spesifiek en is asof dit nie inpas nie? Kyk, ons gaan nou verder. Hy sê, maar pas op dat die valse profete wat in skaapklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Pas op vir hulle. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van dussels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader, wat in die hemel is. En hier kom eintlik die antwoord op hierdie geleesde gedeelte. Hier kom jy die antwoord, hoe gaan ek en jy die nou pad moet kan stap? Want dit gaan oor die nou pad. Die breë pad is 'n gemaklike pad. Die breë pad verg nie van my en jou inspanning. Die breë pad vra nie dat ek en jy mekaar kan onderskei en waardeer nie. Die breë pad sê jy is net nog 'n mens. Die breë pad sê ek kan van jou kry solank ek van jou kan ontvang, is jy goed vir my. Maar sodra ek nie meer van jou kry nie, dan gooi ek jou liewerste weg. Die breë pad sê soek die fout in iemand anders sodat hulle nie na jou hoef te kyk nie. Soek liewer die balk in iemand anders se oog, sodat hulle nie kyk na die splinter wat die splinter in iemand anders se oog, sodat hulle nie die balk in jou oog dalk kan raak sien. Dis die werke van die breë pad. Maar die werke van die nou pad, want ek en jy saamvat, en hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader, wat in die hemel is. En daarom is die nou pad wat ek en jy moet stap, is juist dit. Om nie die probleem in iemand anders te soek nie, maar jouself te onderskei. Jouself te waardeer en te sê, waar skiet ek dalk tekort? Hoe tree ek op teenoor ander mense? Hoe tree ek op juist teenoor die man en die vrou wat in my lewe is? Hoe tree ek op juist teenoor hulle wat in my gemeente is? Wat saam met my in die gemeente dien? Hoe kyk ek na hulle? Kom ek in met 'n gedagte van hoogmoed? Meet ek hulle aan die skaal hoe hulle aantrek? Of hoe hulle kuif staan? Hoe meet ek die mens wat hier instap? Verheerlik ek God terwyl ek hier inkom en weer hier uitgaan? Wat is my gedagte as ek wegstap hier? Wat is die woord wat ek spreek nadat ek hier was en uitstap na buitekant toe? Hoe kyk ek na mense? Kyk ek na hulle uiterlike of kyk ek na die diepte van die persoon se hart? Sien ek dalk die nood in iemand se hart raak, of is ek so geïsoleer met me, myself and I, dat ek dink ek is op reg op die nou pad, en maar eintlik verteenwoordig ek in die kerk of waar ek beweeg die breë pad. Want ek stap met 'n oordeel teenoor ander mense en kyk, hulle is nie so goed soos ek nie. Of hulle lyk nie so mooi soos ek lyk nie, of hulle het nie wat ek het. En dit is ongelukkig baie keer wat ons ervaar wanneer ons in 'n kerkgemeenskap is, dat mense kom met 'n oog in wat ander teleurstel. God het ons so gemaak dat as ek na jou kyk, kan ek onmiddellik onderskei, hoe kyk jy na my? Ek kan onmiddellik onderskei, kyk jy na my met aanvaarding? Kyk jy na my met waardering?
Of is daar net 'n uiterlike blankie so hulle is bly om jou te sien? En dis die idee, glo ek, wat ek en jy uit hierdie skrifgedeelte moet begin leer en verstaan. Verheerlik ek God met my optrede. Verheerlik ek God met my uitsprake. Verheerlik ek God wanneer ek kyk of wanneer ek luister. Op watse pad stap ek? As ek dan dink ek stap op die nou pad, dan moet ek mos verander. Hoekom moet ek verander? Want God is mos my God. God is wie ek nou teenwoordig in Christus deur die kragtige werking van sy Heilige Gees om 'n ander een nader te trek en ek sê gee om vir jou. Al lyk en ryk jy nie soos ek nie. Ek gee om vir jou. Al verstaan jy nie, ek gee om vir jou. Nou as ek glo, dit is die liefdesspraak wat ek en jy moet uitleef terwyl ons kan om op die nou pad liefde te gee en uit te straal. En nie altyd net te wil ontvang nie. Om liewe voor te stap en te gee, ek aanvaar jou, en ek is bly, en ek kyk na jou, na die diepte van wat sien ek in jou hart raak, sodat ek jou kan bedien met die liefde van God. Lewe ek 'n lewe wat Vader verheerlik, of lewe ek 'n lewe wat Hebreëpad verheerlik? En dis ongelukkig so dat ek en jy elke dag 'n keuse moet maak. Elke dag, wanneer jy opstaan, moet jy 'n keuse maak, is jy dankbaar of jy ondankbaar. Daar lê mense in die hospitaal wat veg vir hulle lewe, en hier sit ek en jy. Hier tussen ons is dalk mense wat hierdie tydelike pad wat ons stap, ons dalk gaan verlaat. En dis dalk die laaste keer wat jy daai persoon kan groet. Dis die laaste keer wat jy met liefde na daai persoon kan kyk en onderskei en sê ek waardeer jou werklik. Want môre is nie gewaarborg. En terwyl ek en jy die nou pad kan stap, verteenwoordig ek en jy dit wat Vader van my en jou wil hê. Maar as ek en jy gewillig die breë pad wil stap, wie verteenwoordig ek en jy? Nou onthou ons het verlede week gesê, dat as ek en jy kies om hierdie pad te stap, want ons moet 'n keuse maak, want almal gaan deur die nou poort. Ja. Maar dan is daar 'n smal weg en dan is daar 'n breë weg. Maar ek en jy, omdat ons Christus aangeneem het as ons verlosser en belydenis van sonde gedoen het, en hierdie pad gekies het, moet ons kies om Vader te verheerlik. Ons kan nie teruggaan na die Hebreë pad nie, maar die Hebreë pad wag elke dag vir my en jou om af te dwaal. As jy Durban toe reis, daar baie afdraai baie. Net so verteenwoordig die lewe vir ons op die Hebreë pad baie afdraai baie. Die nou pad veg konsentrasie. Die nou pad veg dat ek naby die Here stap. Die nou pad veg dat ek die pad stap met die Heilige Gees. Die nou pad ver van my om moeite te doen. Jy sit vanoggend hier, jy het gekies om hier te wees, om hierdie uur of 2 uit te koop om God te verheerlik. Maar die breë pad het gesê, nee man, nou so lekker strand daar buitekant. Hoekom wil jy nou vanoggend kerk toe gaan? Kyk hoe mooi is die weer daar buitekant. En elke dag moet ek en jy 'n keuse maak. Ek kyk liewer na my foute as wat ek iemand anders se foute uitwys. En ek gaan dit daar laat vanoggend. Want hierdie kort woord wat ek gehad het, word nou 'n reeks. En die Here is besig om met my en jou te werk. Want hy sê, jy is kosbaar genoeg om op hierdie nou pad te loop. Maar wat sê Jesaja 41 vers 10 wat julle laasweek geleer het? Ja, jy het die laaste sinnetjie reg.
Lees om iemand daar vir ons. Dit is in die Ou Testament, 41. vers 10. Dis een wat jy gemerk het laasweek, is jy reg? Hoe het sy ander Bybel ook? Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Dis waarmee ek en jy elke dag opstaan. So Here, ek vandag stap ek in dankbaarheid. Vandag stap ek om U te vrees, nie die wêreld nie. Vandag stap ek in gehoorsaamheid, nie in hoogmoed nie. Vandag kies ek om hierdie pad te stap, maar Here, ek het U reddende regterhand nodig. Stap saam met my dat ek nie angstig rondkyk vir die afdraaipaai nie. Stap saam met my, Here, dat ek niemand hoef te vrees nie behalwe U. Heilige Gees, kom plaas die vrees van God in my. Jesaja 11 vers 2. En mag dit vanoggend vir jou die boodskap wees dat ons is op 'n pad. En die breë pad nooi ons elke dag uit om die roete te vat. Maar mag ek en jy vandag die pad kies en môre weer eens die pad kies. En wanneer jy die pad buister wil raak of raak om te sê bid vir my. Want ek het nodig dat die Here my terugbring na die waarheid. En dat ek en jy met graagte sal intree en sê ek stap saam met jou. Want elke dag, ouens, maak ek en jy 'n keuse of ons hierdie pad gaan stap of nie. As jy hierdie pad begin sonder die Here, gaan jy maklik afdraai baie vind in jou lewe. Maar as jy hierdie pad begin stap en sê, Here, ek verkondig vanoggend oor my eie lewe, oor my vrou, my man, my kinders se lewe, Jesaja 41 vers 10. Ek sal nie vrees. Want hierdie pad waarop ek wil stap met U, Here, want ek het dit gekies. Hierdie pad verg van my konsentrasie. Verg van my om gefokus te wees op die dinge daarbo, nie wat ek hier onder ervaar. En so sal die Here my en jou met sy regterhand vashou. En ons hou op hierdie nou. Want die Here het vir my en jou reeds die toekoms in plek. Wat is geloof? 'n vaste vertrou op dit wat ek hoop en 'n bewys wat ek nog nie gesien het nie. En omdat ons hopeloos raak, vat ons die afdraai paai. Maar kom terug en hy sê, wat vereis God van my? Om te glo dat hy is die waarmaker van dit wat hy sê. Hy sal my beskerm. Ek hoef nie angstig rond te kyk nie, hy is met my. En dis die boodskap van die nou pad. God is met jou. Sy regterhand en sy reddende hand wil jou vasmaak op hierdie nou pad. Hoe moeilik dit gaan wees, want hy sê dit gaan moeilik wees. Want elke dag kan dit verander, by die sekonde kan dit verander. Maar ek wil hê jy moet nie die hand vir my vas. Jy mag dit vanoggend vir jou boodskap wees, sê Here, ek sien. Want hoekom is geloof so 'n wonderlike ding? Ek sien nie my genesing nie, ek voel dit. Ek misken dit nie. Want baie Christene misken dat hulle nie lekker voel nie. Want dan klink dit of ek nie geloof het nie. Maar ek erken, ek voel nie lekker nie. Die dokter sê 3 dae en 3 ure, dan begrawe ons jou. Maar die Here sê, ek is nie klaar met jou op hierdie pad nie. En daarom fokus nie op wat hulle vir jou sê, of wat jy hoor nie, of wat jy sien, of wat jy voel nie. Fokus op dit wat kom. Die volgende 10 jaar. Al sê wie wat. Want dit is geloof. Wat onmoontlik is te glo en te vat en jou eie te maak.
al ervaar ek en jy dit nie. Want ons is op die nou pad. En die Here sê met jy nie bewe nie, want ek vrees nie. Die Here sê met nie angstig rondkyk nie, want ek is met jou. My regterhand sal jou vashou. Amen. Here, ons prys U vir hierdie wonderlike dag van genade. En ek prys U, Here, vir elkeen wat vanoggend hier kom sit het om te sê, Here, ek het 'n boodskap nodig uit U hand. En mag hierdie boodskap so wees vanoggend in elkeen van ons hart, dat ons dit ontvanklik sal vat en te sê, Here, ek stap 'n moeilike pad. My pad is nie dieselfde as die ander een. My pad lyk 10 keer erger as die ander persoon se pad. Maar ek stap en ek kyk op na U en ek hou vas aan U regterhand. En ek sal nie vrees. Hou my vas op die nou pad, dat ek daar kan bly en die ingang na die ewige bestaan daardeur te kan gaan, Here. Here, dis my gebed vanoggend en ek spreek dit en ek profeteer dit oor elkeen wat vanoggend hier so sit, dat hulle U sal vind. Elke sekonde, elke minuut, wanneer ons in nood is, dat ons sal sê, my God is in beheer, want ek hou vas aan sy regterhand. Sy reddende naam. Daarom sal ek nie vrees vir die volgende minuut. Al kyk ek die dood in die oë, ek stap saam met die goeie herder. Hy wat my vat na die oesland, hy wat my vat om te gaan wei, hy wat my uit die put uit kom haal wanneer dit moeilik gaan. Ek hou aan hom vas, want hy sal vir my gee en voorsien, soos wat ek nodig het, omdat hy my God is. En omdat U ons God is, Here, erken ons U vandag as die almagtige Skepper, as die een wat sy seun gegee het as 'n losprys, 'n offer, geregtigheid, regverdigheid, Jesus Christus. Dankie Heilige Gees dat U ons lei vandag om die waarheid te kan sien, te kan onderskei, en waar ons 'n balk het, te kan bely en sê, Here, help my, reinig my van hierdie balk, en help my om nie ander te onderdruk nie, maar hulle te eerbiedig, want hulle is U skepping. In Jesus wonderlike naam. Amen en amen.